Ek wil vanoggend praat oor loop in die ou pad. Dis die tema van vanoggend. Dis iets wat God vir sy mense sê in Jeremia 6 vers 16, so sê die Here, staan by die kruispaaie en kyk en vra na die ou paaie. Vra watter pad die beste is en loop dit. Dan sal julle rus vind. Maar hulle het gesê, ons sal nie daardie pad loop nie. En baie keer as mense in 'n nuwe seisoen kom en ons is in 'n nuwe gebou en ons is in 'n nuwe plek, dan vergeet 'n mens, hoekom het God ons eintlik geroep? Ek het verlede week gesê, The Stand as kerk is 'n familie. Familie is een van ons fondasiewaardes om 'n familie te wees. Dis nie een van hierdie goed wat ons iewers teen 'n muur opsit en sê, dis ons visie, ons wil soos 'n familie wees nie. Ons is 'n familie. Die kleintjies dit moet vir hulle lekker wees om kerk toe te kom. Dit moet vir ons lekker wees om kerk toe te kom, want ons sien ons familie. Ons kom by ons familie uit. En vanoggend wil ek praat oor hierdie familie. Is nie maar net 'n familie soos 'n aardse familie nie. Hierdie familie probeer kyk en sê, maar wat sê God? Hoe lyk sy familie? Want ons is God se familie. Wat God se familie hier verteenwoordig. So ek wil praat oor hierdie ou pad vanoggend. Nou die ou pad is nie, in die ou dae was dit beter nie. As dit net weer was soos daai tyd, dan was dit beter nie. Want ons moet eerlik wees, mense vergeet baie vinnig, die ou dae het ook maar moeilikheid gehad. Daar was ook maar probleme. Iemand het eendag gesê, tot wanneer moet jy nou teruggaan? Want as jy nou teruggaan en jy sê die goeie ou dae, hier in die 1800s, die laat 1800s en die 1900s was dit in Suid-Afrika vir ons nie lekker nie. Toe was die Anglo-Boereoorlog gewees. As jy nou teruggaan tot in die 1600s was daar ander oorlog. So tot watter tyd gaan jy terug? En jy gaan eintlik maar terug tot voor die sondeval. Tot by Adam en Eva in die tuin. Toe was dit beter. En Jeremia skryf hierdie in 'n tyd toe die Here hierdie woord stuur. En die koning op daai tyd was Josia. En Josia was eintlik 'n goeie koning. Josia was 'n koning wat die tempelaanbidding herstel het, wat gesê het, ons moet terugkom na God, ons moet by God kom aanbid en ons moet vir God offers bring. En in hierdie tyd kom God en hy rig vir Jeremia op in hierdie goeie koning se tyd en hy sê, hoor julle moet teruggaan na die ou pad. En al die konings meeste van die konings voor Josia was nie goeie konings nie. So God verwys definitief nie, gaan doen wat jou oupa gedoen het, of gaan doen wat jou oupa grootjie gedoen het nie. God praat hier van 'n ander ou pad, een wat hy van die begin af daar gesit het vir ons om in te loop. God se pad. Nou, hierdie so sê die Here, kom selfs in Jeremia se tyd, en selfs voor Jeremia se tyd, so sê die Here. Hoeveel profete het nie gegaan en gesê, julle so sê die Here, julle moet hierdie doen. Hou op om hierdie te doen. God is 'n liefdevolle Vader, wat deur die generasies heen sê, maar dis wat ek sê, ek sien wat julle doen, julle is weg van my af, julle moet terugkom na my toe. Oor en oor, en julle dwaal af, kom terug. En soos Jeremia sê, loop in die ou pad, waarsku Jeremia Jerusalem nog een keer, so net bietjie agtergrond tot daai versie in Jeremia 6 vers 1, lees die 2020 vertaling, soek skuiling mense van Benjamin, weg van Jerusalem af, blaas selfs in Teroa 'n ramshoring, stuur 'n rooksein op, bokant Bethekeren, want onheil doem op uit die noorde, 'n groot ineenstorting dreig. So julle het 'n goeie koning, maar julle was vir generasies weg van God af. En Jeremia begin met hierdie waarskuwing en hy sê, God waarsku julle, hier's groot onheil op pad, op hierdie pad wat julle op die oomblik loop. En vers 15 sê, staan hulle beskaamd omdat hulle afstootlik opgetree het. Hulle skaam hulle hoegenaamd nie. Hulle ken self geen skaamte nie. Daarom sal hulle val onder die gesneuweldes in die tyd wanneer ek hulle tot verantwoording roep, sal hulle tot 'n val kom, het die Here gesê. So sê die Here, gaan staan langs die paaie en kyk. Die ander vertaling sê langs die kruispad. Vra na die weë uit die voortyd, vra waar die pad na die goeie is en volg dit.
vind so sielerus, maar hulle het gesê, ons sal nie gaan nie, ons sal nie daai pad loop nie. Nou in die samelewing van vandag en samelewings deur die eeue heen, moet ons bly vra, waar is hierdie pad? Ons is nie 'n groep wat net by mekaar kom en is lekker en ons het niks anders om te doen nie en ons het hierdie klomp goed wat ons wil probeer doen nie. Ons is eintlik hier om vir mekaar te sê, maar waar is hierdie pad wat God wil hê ons moet stap? Wat is dit wat God wil hê moet ons doen? Want die wêreld is baie vinnig om vir ons te dikteer wat hy voorstel ons kan doen. Maar hierdie pad van God is toegegooi in Jeremia se tyd met afgodsaanbidding, Baal-aanbidding onder andere en 'n klomp goed wat ver weg is van wat God gesê het. Hy is toegegooi, hierdie pad is toegegooi selfs met Judas se sukses, want hulle is nog die suksesvolle koninkryk. Israel die noordelike koninkryke is nou al weggevoer. Ons is ten minste die alright ouens. Ons is Dawid se nageslag. Ons is die beter koninkryk. So selfs hulle sukses is iets wat hierdie pad van God toegegooi het. Ander verskoning wat hulle baie gebruik het om te sê, maar ons is die kinders van Abraham. Ons is goed genoeg. Ons is Abraham se afstammelinge. Ons het niks verder nodig nie. En wat word van God? Wat het geword van God? En wat het geword van die God wat jou kom haal het in Egipte? In die land van slawerny. Die God wat jou kom haal het toe jy nog in jou sonde was. Wat het geword van hom? Jy vergeet dat hy is wat jou kom haal het. Wat het geword van die God wat hierdie koninkryk opgerig het? Wat koninkryke deur die eeue oprig en vernietig? Wat het geword van hom? Jy vertrou op jou koninkryk. Jy vertrou op jou vryheid. Maar hierdie is 'n God wat saam met sy volk wil wandel. Dit is 'n God wat sê in Eksodus 19, ek het jou gebring na my toe. Dit is interessant, ons dink altyd God het die Israeliete gaan haal in Egipte om hulle Israel toe te vat. Maar hy sê die eerste keer, ek het julle gebring na my toe, om saam met my te wees, om by my te kom aanbid. Dis hierdie God wat roep en sê, ek het my seun gestuur om te vervul wat ek beloof het. Ek roep jou om Jesus te volg. Ek wil hê jy moet my seun volg in hierdie lewe. Waarmee gooi ek en jy God se pad toe vandag 2026? Waarmee forceer die samelewing en ons besig wees en ons net probeer al die goed by mekaar hou, waarmee gooi ons God se pad toe? Is die vraag. En ek vra dit nie om ons te oordeel nie. Ek vra dit vir ons as 'n kerk. Hoe lyk hierdie pad wat ons stap? Hoe stap ons as 'n kerk op God se pad? Nie die lekker pad nie, nie die pad wat vir ons gemaklik is nie die pad wat voel vir ons, maar hierdie pad is suksesvol nie. En hoe bou ons dan 'n Nuwe Testament kerk? Want die Nuwe Testament is hoe kerk gelyk het. Jesus het in die Nuwe Testament gesê, hier is die boodskap waarmee ek julle stuur. Hoe naby is ons nog aan dit? En Jeremia praat van hierdie ou pad en Jesus kom en interessant genoeg, Jesus kom herinner ons aan 'n pad. Matteus 7 vers 13 tot 14 sê Jesus, gaan deur die nou poort in, want breed is die pad en wyd is die poort wat na die verderf lei en daar's baie wat daardeur binne gaan. Maar hoe nou is die poort en hoe smal is die pad wat na die lewe lei en daar's min wat dit vind. So Jesus is baie direk en sê daar's 'n baie breë pad, daar's 'n baie breë poort en dan is daar 'n baie smal poort. Hy sê trouens daar's min wat daai net die poort vind. Never mind op die pad bly. As min wat net die plek kry waar jy moet deurgaan. Waar jy moet hier begin met Jesus volg. En Jesus se woorde klink so baie soos Jeremia waar God sê, gaan staan langs die paaie, al die paaie, en kyk en vra, maar waar is die goeie pad? Waar is God se pad? Tussen al hierdie paaie. Dink dit nie wat Jesus gesê het nie, hoor julle, daar's 'n breë pad, jy moet nie daarna toe gaan nie, gaan vra, waar is hierdie ander paadjie? Nou as jy iets van 'n voetpad weet, hoe meer diere of mense of skooliere oor daai paadjie stap, hoe duideliker en skoner is dit. Maar hierdie pad wat Jesus van praat is 'n smal pad en is 'n
Dis 'n klein deur, dis min mense vind dit. So dis nie hierdie uitgetrapte pad waar almal gaan hier af. As almal dit doen, dan moet dit seker reg wees nie. Nee, dis 'n pad wat ons moet vir onsself sê, ek soek hierdie pad. En as ek hom kry, dan moet ek mooi loop, want dit is 'n smal pad en dit is 'n onduidelike pad. Jy sien honderde, duisende mense op hierdie pad. En Jesus sê in Johannes 10 vers 9, ek is die deur. Ek is daai smal deur. Jy moet deur my instap. En dan sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, ek is die pad. So hierdie pad is nie net 'n pad nie, hierdie pad is 'n persoon. Hierdie deur is nie net 'n deur nie, hierdie deur is 'n persoon, die persoon Jesus Christus. En my vraag is net vanoggend, as dit ons hoeksteen waarde is om te sê, maar ons wil bou op hierdie weg, ons wil bou op Jesus. Hoe lyk ons as familie dan? Dan is ons nie die familie wat mekaar oor die vingers stik en sê jy moet reg of verkeerd doen nie, of mekaar oordeel nie. Dan is ons 'n familie wat sê, hoor julle, wanneer ons kom om te aanbid, wanneer ons kom om die woord te lees, wanneer ons kom om net vir mekaar te bid, dan is dit want ons wil mekaar help om terug op hierdie pad te kom. Ons wil op daai pad wees. Ons wil nie op hierdie highway wees waar dit lekker is en gemaklik is en al ons vriende klap hande en die wêreld klap hande en die besighede doen goed nie. Ja, dit gebeur. Daar is 'n seën wat ons God se kinders volg op hierdie pad, maar ons as kerk vra vir mekaar, kry ons dit reg? Is ons op daai pad? Of het ons op goedjies wat ingekruip het? Goedjies wat ons sê. Dit klink of die Bybel dit sê, want ons sê dit so mooi en so amper soos wat die Bybel dit sê. En daardie is die deel van daai ou pad nie. Daardie is deel van die goed wat op die ou einde daai pad so toegooi, dat ek nie meer daar kan stap nie. Maar hierdie pad waarvan God praat en hierdie pad waarvan Jesus praat, lei na die ewige lewe. Ek het verlede week genoem dat ons kerk sien as 'n familie. The Stand, is God se familie. Nou die Bybel is 'n storie van 'n pa. As ek die hele Bybel kan opsom, dan is dit 'n storie van 'n pa wat 'n bruid soek vir sy seun. Dan in die begin wat God sê, kom ons maak die mense in ons beeld sodat ons met hom kan wees, met hom kan wandel. Die Ou Testament Genesis sê God het in die koel van die dag het hy saam met Adam en Eva gewandel in die tuin. Toe die sonde gekom en die storie het nie opgehou nie. Die storie hou nie op nie. Ons Vader in die hemel soek 'n bruid vir sy seun. Dit is 'n lang storie oor baie geslagte en baie afdraaipaaie en baie goeders, maar hierdie storielyn volg die hele tyd. Waar God sê, maar ek roep jou uit die woestyn net. Ek roep jou, daar's soveel keer wat God net hierdie taal gebruik van 'n bruid en 'n bruidegom. En dis familietaal. Dit kom iewers langs hierdie smal pad wat jy en ek stap, kom hierdie bruilof. Hierdie bruilof van die Lam, Openbaring 19 vers 7 en aan sê, laat ons bly wees in jubel en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilofsfees van die Lam het aangebreek en sy bruid het haar gereed gemaak. En sy is toegelaat om blink klere van suiwer fyn linne aan te trek, want die linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê die engel vir my, skryf dit neer. Gelukkig is hulle wat uitgenooi is na die bruiloffees van die Lam. Die hemelse familie waarvan God ons nooi om deel te word, is op pad na 'n bruilof toe. Ons is op pad na hierdie bruilof met die Lam eendag, wat Openbaring ons van vertel, en die hemelse familie en almal wat in die hemel is wag en is in afwagting op hierdie groot bruilofsfees. Nou Pa wil graag hê dat sy seun moet trou met 'n goeie bruid, wat goed sal wees vir sy seun. En 'n bruid wat gereed is om saam met sy seun te stap. Nou in hierdie storie is God ons Pa. Hy's ook die pa van die bruid, wat die bruid gereed wil hê. Wil hê die bruid moet mooi lyk op haar troudag. Wat wil hê die bruid moet gereed wees en reg geklee wees vir daai dag. Blink klere, wit linne en Openbaring sê hierdie linne, hierdie klere wat ons aantrek is die regverdige dade van die heiliges. Ons doen nie die regverdige dade om gered te word nie, maar wanneer ons gered is,
Doen ek wat God van my vra, want daai dade wat ek doen is waarmee ons onsself gaan kleed vir hierdie bruilofsfees. Hoe ek doen wat God sê. Hoe ek stap in sy geregtigheid. Op hierdie ou pad, op God se pad, sien jy en ek wat ons moet doen, hoe ons moet leef. Dis die pad van het God ons terugroep. So wanneer ons almal saam stap en almal saam groei as 'n kerk en disippels is van Jesus wat hom volg om meer en meer soos hy te wees, dan glo ek ons moet telkens vra, maar is hierdie die pad? Is ons nog op daai pad? Is ons nog op die regte pad? Eindig hierdie pad waarop ek is by die bruilof. Is ek gereed vir die bruilof? Is ek aangetrek vir die bruilof? En ons bedoel nie soos my oupa dit gedoen het nie. Ons bedoel nie die vorige generasie nie. Ons bedoel baie ouer. Ons bedoel God se oorspronklike pad. God se pad wat eindig waar God sê hy eindig. Nou vir ons as 'n kerk en saam met die ander 12 kerke, ons is deel van 'n groter netwerk kerke wat probeer sê, hoorie julle, ons as 'n groep kerke, hoe lyk dit wat die Nuwe Testament sê? Hoe kan ons 'n Nuwe Testament kerk bou? Hoe lyk Nuwe Testament kerkleierskap? Hoe lyk Nuwe Testament lofprysing en aanbidding? Hoe lyk Nuwe Testament my huwelik doen? Volgens wat God se woord sê. Nie volgens wat ek wil of wat Deline wil nie. Hoe lyk wat God se woord sê? Hoe lyk huwelik volgens dit? Dit is wat ons as kerk probeer soek en vind en sê, hoe lyk ons kinders? Hoe maak ons kinders groot? Om God te volg. En hier is nie 'n plek waar ons gaan arriveer nie. Hier is 'n plek waar ons as 'n kerkgemeenskap sê, hoor julle, ons het hierdie stukkie van die pad gekry. Kom ons loop in dit. Hier is 'n bietjie van die pad af. Ons moet daar 'n bietjie korreksie bring. En dis waar ons oop is, waar ons dinge in die lig bring. Want ons doel as kerk is om mense te wys, waar is hierdie smal deur? Ek kan jou voorstel in die deur, nie aan hierdie groep mense nie. Julle is 'n lekker groep mense, maar ons doel is om mense aan Jesus voor te stel. En baie van die goed wat ons doen is lekker, en dit is vir ons lekker, en ons geniet dit, en ons groei, maar ons hoofdoel is om aan die ander kant van hierdie deur vir mense te sê, maar hoor julle, hier's 'n pad waarop jy moet loop. Ek kan nie vir jou op daai pad wees, jy moet op daai pad wees. En ons kan mekaar help en ons kan vir mekaar verantwoordelik hou en sê, hoor ek sien jy sukkel, of kan ek jou bystaan, of kan ek van die goed vir jou verduidelik. Elke Sondag, elke Woensdag wanneer ons rondom die woord kom, is dit om net weer te sê, die woorde wat ek sê, ek weet nie, dis nie altyd so great nie, maar die skrif wat ek lees, dis wat die woord sê. En dit waarmee ons hier moet wegstap elke keer is, okay, hoe doen ons wat die woord sê? Nie wat Fanie gesê het. Enige van die goed wat ek sê, maak dalk sin, van dit maak nie sin nie, maar wat die woord sê, hoe kan ons doen wat God se woord gesê het? En dit is hoe ons as kerk sê, Here, is ons nog op die ou pad? Want ons wil nie soos Israel sê, ag whatever, ons gaan nie op die pad stap nie. Al kry ek die pad, ek gaan nie op die pad stap nie. Ons wil die kerk is dit in die kruispad staan en sê, Here, hoe doen ons hierdie nou? Hoe doen ons elke fase van ons kinders se lewe? Hoe doen ons elke fase van ons lewe? En ja, ons hartsbegeerte is om op God se pad te bly. Ons hartsbegeerte is nie om 'n groep mense te hê wat ons mekaar oortuig dat ons pad is 'n goeie pad. Ons hartbegeerte is om familie te doen op 'n manier wat God wil hê ons familie doen. En ek dink wanneer ons vir mekaar sê, daar's 'n pad waarin God weet, hierdie pad sal vir jou goed wees. Daar's goed wat God in die woord geskryf het, en as alles wat God gesê het Jesus in die Nuwe Testament bevestig. Hy het dit nie weggevat nie. Hy het nie gesê, ja, God het 'n fout gemaak, hierdie goed wat hy voorgestel het ons moes doen, is nie eintlik goed nie. Doen eintlik hierdie goed. Maar baie keer in ons moderne samelewing met al ons kennis en al ons tegnologie, kom ons baie keer op daai plek, maar ons het 'n beter pad. Ons het eintlik nou 'n pad gekry wat eintlik alright is. Hy doen alles. Hy dek die goed wat God wil hê, maar hy doen ook die lekker goed wat ons wil hê.
En ek voel al wat die Here vir ons sê is wanneer ons begin en wanneer jy die fondasie lê, kom ons maak seker. Kom ons maak net seker wat is daai bakstene wat ons daar onder insit. Verlede week aan die einde van die diens het Dani vir my 'n woord gestuur van Bethlehem. Hulle was hier met verlede Sondag se eerste diens en hy het net tydens die oggend het hy net hierdie beeld gekry van daai lighuise wat in die Noordsee is. Daar's sulke foto's van hulle wat binne in die see fisies staan. En hier's wat Dani gevoel het hy net wil sê en ek deel dit vanoggend met julle as deel van hierdie hoe kry sy die pad. Dani sê hoe het hulle daai lighuis se fondasie gebou? Het jy al ooit gewonder hoe het hulle in die see, in die middel van die see afgegaan en daai ding se fondasie gebou dat al kom hy Noordsee storms, staan daai lighuis. En staan jy veilig binne in daai lighuis. En dit is eintlik net so 'n mooi beeld van vergeet die lighuis en vergeet van hoe indrukwekkend dit lyk as die branders om hom gaan, hoe sterk met sy fondasie nie wees nie. En dan baie keer omdat ons daai ou pad so toegooi en so verwaarloos, is ons fondasie nie daar waar hy moet wees nie. En wanneer ons as kerk begin en as ons as kerk groei, is dit telke male. Ek dink jy kan genoeg teruggaan en sê, is ons fondasie nog waar hy moet wees? Is ons fondasie Christus? Is hoe ons familie bou, hoe ons gasvryheid doen, hoe ons aanbidding doen, hoe ons alles doen, dit vloei uit ons fondasie. Waarvoor ons staan is vir God se wees, vir wat God wil doen. En ek dink vanoggend as ons die wegstap, is dit eintlik 'n verblydende besef dat jy en ek hoef nie daai pad te skryf nie. Ons hele Bybel is daai pad. God het gesê, hier is die pad, stap in hierdie pad. Hier is die goed wat ek wil hê jy moet doen. Toegegee, baie van dit is moeilik. Here, hierdie skrif is moeilik. Ek verstaan nie hoe ek hierdie moet doen nie. Dit beteken nie die skrif is verkeerd nie. En dit beteken nie die skrif is onverstaanbaar nie. Ek verstaan dit net nog. Maar dan sê Here, maar wys vir my, wat wil jy moet ek van hierdie skrif verstaan en hoe moet ek dit doen? Want ek wil op u pad wees. Ek wil nie op my eie pad wees. Amen. Ek wil vir ons afsluit met gebed. So kom ons sluit die oor, wat ons net saam. Here, baie dankie vir net die woord wat soos psalmskrywer sê, wat 'n lamp op my pad is. Die woord wat ons so duidelik wys, hierso is die pad wat ek wil hê jy moet stap hier langs. Jesus, dankie vir die versekering wat U net weer vir ons kom gee om te sê, maar ek is daai weg, ek is daai pad. Volg my. Jy sal veilig wees as jy op hierdie pad bly. En Here, my gebed is vanoggend dat U Heilige Gees elkeen van ons wat hier sit, regtig net opnuut kom vul. Want Vader, sonder U Heilige Gees in ons, kan ons nie. Ons kan nie onderskei of ons op die regte pad of op die verkeerde pad is. Ons menslike natuur en ons menslike ingesteldheid is om te gaan vir wat oor my gaan vir wat vir my goed is, en gaan vir wat vir my lekker is. Maar ek wil vra vanoggend, Vader, dat U Heilige Gees ons regtig sal vul vanoggend, en soos ons hier weggaan, dat ons regtig net weer bewus sal wees van U stem, wat elke dag, elke oomblik van elke dag saam met ons gaan, en sê, hier is die pad, loop hier langs. Hier is my beloftes, hier is my versekering, hier is my wil vir jou lewe. En ek wil vir U dankie sê, Here, vir 'n voorreg om 'n gemeenskap te kan hê in Bloemfontein, waar ons kan begin saamkom en sê, maar ons wil graag hierdie pad nie net vind nie, ons wil graag hierdie pad stap, en ons wil dit nie alleen stap nie, Here, ons wil vir U vra, kom voeg mense by, wat ook op hierdie pad wil wees, wat ook wil wees op daai plek, vir ons sê, dit gaan nie oor polities korrek wees nie, dit gaan nie oor mense tevrede hou nie, dit gaan oor, kan ons op God se pad wees, en kan ons op God se pad bly.
Here, seën ons hierdie week en seën ons, Here, wanneer ons tyd in die woord spandeer om regtig duidelik te hoor en duidelik te sien. Waar loop daai pad vir my, vir elkeen van ons wat hier sit vanoggend?